weer is daar buite lyk as ons gaan reën, so ons vertrou, dat ons ook die reën van die Heilige Gees gaan hê vanmôre. So ek wil hê met die harte oopmaak, gereed wees, want God is altyd getrou. Kom ons bid net vir 'n oomblik. Ons Hemelse Vader, ons dank U Here dat ons altyd die naam kan aanroep, van oomblik tot oomblik, in die middernag, Here, as ons nie slaap nie, dan roep ons U aan. Here, die oggend as ons opstaan, roep ons U aan. Here, deur die dag as ons in 'n stryd gewikkeld is, roep ons U aan. En ons dank U vandag, Here, dat ons U weer eens kan aanroep, maar Here, hierdie keer met 'n begeerte, Here, dat U ons sal vul met dit wat nodig is, die krag wat ons nodig het vir hierdie week, die oorwinningskrag, Here, daai krag wat ons lewens so radikaal gaan verander, Here, dat ons kan lewe soos Jesus, dat die mense in ons Jesus en God kan ervaar. Ons dank U vandag, Here, dat die Heilige Gees die saad wat in ons geplant het sal uitbring in die vrug van die Gees, sodat ons Jesus sal openbaar, dat ons God die Vader sal openbaar, 'n God van genade en goeie tierenheid. Ons dank U dat ons toegang het deur die bloed en die liggaam van Christus. Ons dank U, my God, dat ons weet dat as ons voor die troon staan, dat ons met vrymoedigheid kan wees, Here, dat ons nie weghardloop as ons probleme het nie, maar dat ons na U toe hardloop, want U is die een wat ons uithelp uit elke ding uit, my God. Ons dank U vanmôre vir die woord wat in ons harte sal insing, en ons hele lewe sal oorheers, Here, sodat ons U kan dien met liefde en getrouheid in Jesus naam. Amen.
teen die Heilige Gees na plekke toe. En dit is so belangrik dat God alomteenwoordig deur ons bewys word. Amen.
Here is al die welkom, ek hoop die hart is verhoor ook, en die sê, Here, kom woon in my, kom beweeg in my, Here, verander my, sodat ek, Here, U kan dien met alles in my is my. Halleluja, laat die siel verhoor uitsing, en uitreik na die Here, and it sings my soul. Oh
ons nooit, Here, hoef te twyfel, Here, dat U bewus is van wat aangaan. Daarom sê ons die dankie verhoor dat U betrokke is in ons lewe. Dankie, Here, dat U verhoor ons uitlig uit elke situasie, Here. Dat U ons optel, Here, wanneer ons mismoedig is, Here. Here, dat wanneer ons siek is, dat U ons gesond maak. Here, dat wanneer ons in 'n stryd gewikkel is, oor twyfel in ons lewe, Here, dat U ons sekuriteit is in elke saak. My God, ons dank U daarvoor. Ons dank U verhoor, Here, dat U die een is wat sê, wie wat ons verseer. Dat U bepaal, Here, dat ons kinders voor die almagtige God geword het, deur die genade wat U uitgestort het, Here, op die kruis deur die Seun Jesus Christus. Here, dat ons toegang tot die troon het deur sy liggaam en bloed, sodat ons genade en goedertierenheid en oorvloed kan hê. Dat ons niks kan voorkom in die lewe, Here. Ons loof en ons prys daarvoor, Here. En ons dank U daarvoor, Here. Want U is die almagtige God. En ons wil U, my God, als wat in ons mens by U sê, maar sal. Halleluja. Net seker maak ek nog stem oor as ek klaar gepreek het. Die Here se genade is goed. Sy goedertierenheid is goed. Die wonderlikheid as jy weet, het ons laasweek het ons gepraat oor die beginsels van die transformering wat God wil hê ons moet deurgaan. En ek het julle gesê dat ons kan nie die wêreld gelykvormig wees nie. Ons is nuwe skepsels. Ek het gesê dit begin met die eerste proses, ons moet wedergebore word. In die oomblik as ons wedergebore word, dan word Jesus ons redder. Ons het gegaan aan die tweede punt toe, ons het gesê ons moet geestelik volwasse word. Ek het gesê die oomblik as ek geestelik volwasse word, beteken dit in werklikheid dat Jesus word my Here, want nou gee ek oor. Ek laat toe dat hy sy lewe deur my lewe, ek laat toe dat ek in gehoorsaamheid van sy woord optree, dat ek doen wat hy van my vra. En dan het ek gesê, dan word die transformasie, die veranderingslewe wat ons deurgaan, kom op sy volheid, die oomblik as ons begin voortplan. En dan word ons nuwe mense na die Here toe lei, as ons nuwe mense tot inkeer bring, as ons toelaat dat Jesus, en hierdie is die laaste stap, dat Jesus gebruik ons om ander lief te hê. Dink net vir 'n oomblik daaraan, die skepper van die heelal,
wil U en vir my gebruik vanmôre om ander mense lief te hê. Om hulle te laat weet dat God het hulle lief. Toe het ons gesê, hierdie transformasie is moontlik as ons toelaat dat Christus sy lewe deur ons lewe. Ons het gesê ons moet sekere gesindhede hê as ons hierdie transformasie wil, of hierdie verandering wil laat plaasvind. As ons wil hê ons lewe moet verander om soos Jesus te word, moet ons nederig word. Ons moet wegbeweeg van ons eie selfsugtigheid uit en begin omgee aan ander mense. Ons moet van ander mense meer begin dink as wat ons van onsself dink, of nie meer dink as wat ons maar meer aan hulle dink as wat ons van onsself dink. Want jy is belangrik. Jy is hooggeag, jy is 'n kind van die Here. So jy kan baie van jouself dink. Die Here sê, ek is belangrik want hy is in my. Maar ek moet nie die hele tyd net dink aan my behoeftes nie. Ek moet nie die hele tyd dink net aan my probleme nie. Ek moet begin dink aan ander mense se behoeftes. Ek moet begin dink aan ander mense se geleenthede. Dan het ek gesê die volgende een is 'n sagge aardheid. Met ander woorde, ons moet met mense begin in kontak kom en werking kom wat dit vir ons moeilik maak. Weet ons sukkel baie keer. Ek weet nie hoe werk julle nie, maar as ek moet 'n dronke werk, sukkel ek, want dit is asof daai ou net nie wil verstaan nie. Jy weet dit, en dan voel ek baie keer die vyfvoudige bediening is die enigste bediening wat gaan help. Maar dit werk nie so nie, want die Here wil hê ons moet saggeaard wees. Hy wil hê ons moet daai moet ons saggeaard wees. En dan kom die volgende een wat saam met saggeaardheid kom. Ons moet geduldig wees. Ons moet geduldig wees. Jy weet, alles kom nie dadelik nie. Ek kan nie bid en sê, Here, gee my geduld en maak dit gou nie. Nee, ek moet bietjie wag. Die geduld vat 'n tyd om te kom. Dan sê hy gaan saam met ons preek. Pieter, jy moet aan my kom vat in die voorkom staan, man. Dat hy kan saam preek. Halleluja! Dit is so belangrik dat ons dit weet. En dan het ons by die laaste een gekom. En dan het ons gesê om verdraagsaam te wees met mekaar. En ek dink dit is hierdie laaste twee, wat ek dink al vier van hulle is moeilike dinge. As ons dit op so eie krag uit wil doen. Jy weet, as ek kyk myself uit, nederig moet wees, ek sit ek baie keer, en ek sit baie keer met 'n stryd, dan loop ek met die stryd en vra van die Here, maar hoe hou ek myself nederig? Dan sê ek, Here, maar as jy beter is daai ou, dan sê ek, ja, kyk hoe trek ek aan, ek trek hom nie beter as hy aan, jy weet, maar ek lewe 'n bietjie beter, of wat ever ook al, die omstandighede is, dan sê ek, ja, jy kom staan nie langs my. Dan staan ek langs hom en sê, hoe weet jy teenoor my, is ek beter of is jy beter? Dan sê ek, nee, ek sê nie, jy is beter, en sê ek my sê, ja nie, maar ek ag jou is beter. Jy verstaan, ek kyk nie na wat jy aan het, ek kyk nie na wie wat jy is nie, ek kyk na jou met 'n liefde stuur. Hy sê, dis wat ons moet leer om na mense te kyk omdat ons lief is vir hulle, nie na hoe hulle aantrek en hoe hulle gedra nie, en wat hulle gesindheid is nie, maar ons moet na hulle kyk as ons lief is vir hulle omgee. Jy weet, as die liefde is verdraagsaam, weet julle dit? As jy lief is vir iemand, en ek weet, hier is 'n meisie wat baie verlief is, en ek is baie verlief op my vrou, en glo Pieter is verlief op sy vrou, ek weet nog nie of die ander meisie, boyfriend dit nie, maar glo ek nog nie. Wel, jy weet, dit gaan kom, en as ons verlief is op die mense, dan verdra ons al die dinge. En dit is dit nie snaaks as jy verlief is op iemand, hoe jy dinge verdra nie. En dit is wat God wil hê. Ons het in die week het ons gedeel met situasie waar ons werk, en beteken as ons met goeders werk, dan besef ons, jy weet, ons verloor daai eerste liefde. Die skrif praat met ons, as ons in Openbaring gaan kyk ons in Openbaring, en van hoofstuk 3 af praat hy van die verskillende kerke, en soos hy met die kerke praat hy met die eerste kerk, en hy sê vir die eerste kerk, ek het teen julle. Hy sê, dat julle eerste liefde verloor het. En toe hy sê vir hulle, hy sê, maar dis nie die ergste nie, hy sê, julle kan dit oorkom. Hy sê, hoe oorkom julle? Hy sê, gaan terug en doen die dinge wat julle in die begin gedoen. Doen die dinge wat julle in die begin gedoen. En dis dieselfde met die huwelik. As jy huwelik in die lewe wil hou, dan doen jy die dinge wat jy in die begin gedoen. Want as jy dit afpraat en gemaklik raak met die huwelik, en dit net aanneem as vanselfsprekend, jy weet wat? Dan praat hy af, dan kry mense seer. Dan word daar situasies geskep waar mense begin twyfel in die belangrikheid van die verhouding. En dit is wat ons moet weet, Here ons lief, ons wil vanmôre verder gaan. En ek wil sê dat jy kan werklik 'n verandering gaan. Jy weet, miskien verlang jy daai verandering om te wees soos Jesus weet. Beteken soos in 'n stryd. Maar as ek wil verander, as ek wil soos Jesus weet, moet ek toelaat
toelaat dat hy beheer kry van my hart. Ek moet hom toelaat om my hart te oorheers. Ek moet hom toelaat dat die liefde in my hart uitborrel vir hom. Ek moet hom toelaat dat hy sy lewe binne my kan lewe, want dit is my begeerte. Dis al hoe die begeerte van my vervul kan word. Want God wil graag hê ek moet verander. God wil graag hê ek moet soos hy is. Jy weet, God het skepende krag. Die mens sing vandag in die mooi stemme wat ons het, baie keer in die musiekinstrumente wat ons maak. Alles kom van God af, want God is 'n skepper. As ons stoele maak, dan kom daai kennis van God af. Dit kom net ons eie uit. Want God het ons gemaak na sy ewebeeld. En God wil ons moet skepend wees. Jy moet 'n lewe wat God reflekteer. Jy moet sy lewe reflekteer. Hoe oorkom ons hierdie verandering? Jy weet, dis baie keer so wil verander as daar struikelblokke. Jy weet, die struikelblokke kom, ons voel baie keer ons nie genoeg tyd om te bid nie, of ons voel baie keer ons nie genoeg tyd om die Bybel te lees nie, of ons voel baie keer, jy weet, as die mense net ophou om lewe om my so moeilik te maak, sal dit makliker wees. Dan sal ek kan verander, dan sal ek kan word soos Jesus. As die mense nie my 'n skryf gee nie. En daarom is dit belangrik dat ons oor moet kyk, wat is die 3 hindernisse wat keer dat ons verander om te word soos Jesus. As ek vanmôre kyk na Efesiërs 4 vers 4 tot 6, jy weet, praat hy van, hy sê, daar is een liggaam, daar is een gees, hy sê ons is geroep tot een hoop en een roeping, een Here, een geloof, een doop, een God, een Vader wat bo alles is, wat bo alles is, en in alles is, en deur alles is. Daar is een, en ons sien iets in God, die ons sien, dat by God gaan alles oor een. Nou oor die eenheid is dit wat God se oorwinning bring. Eenheid is wat verandering bring. Wat sê eenheid? Ek moet een word met God. Ek moet een word met God. Wat maak 'n huwelik suksesvol? As 'n man en vrou een word. As hulle begin dieselfde ding, as hulle begin omgee vir mekaar, as hulle begin die dinge uitlewe, as hulle, jy weet, aanhou om mekaar op te lig. Dit is wat ek dink, maar wat verhinder ons om soos Jesus te word? Die eerste een is geestelike onkunde. Jy weet, ons is onkundig in die woord. Baie keer van ons, jy weet, vra jy vir ou, wat moet jy nou doen? Jy weet, waar staan jy nou? Hoe tree jy op in hierdie situasie? Dan sal sy net sê, maar ek weet nie. Hoekom weet ons nie? Want ons weet nie wat die woord sê. Ons het in die onkunde van die woord. Ons besef nie wat is my identiteit in Jesus Christus nie. Ek besef nie wie ek is nie. Ek is 'n kind van die Here. As ek 'n kind van die Here is ek 'n priester van God. As ek 'n priester van God het ek gesag. As 'n priester van God het ek nie net gesag nie. Ek het voorsiening vir die doel waarvoor God my geroep het. Maar nou moet ek weet, as ek voorsiening het vir hierdie doel, dan moet ek weet, as ek voorsiening het vir hierdie doel, dis omdat ek God se kind is. So besef ons wie ons is. Besef ons wie ons is. En dan besef ons baie keer nie hoe goed is God se genade nie, om hierdie genade van God toe te pas nie. Want ons dink baie keer, jy weet, ek moet daarin probeer, ek moet beter doen. Jy weet, ek moet en ons kry hierdie sindroom, ek moet harder weet, ek moet beter doen, ek moet harder weet. En dan pyn jy, en jy weet jy misluk, en die oomblik as jy misluk, dan staan jy maar weer op, ek moet harder probeer. En dan op die einde van die dag raak jy moedeloos, dan wil jy dit neergooi. Weet wil kom ons dit neergooi, want ons ken nie dat dit nie oor die werke is wat ons doen nie, maar om toe te laat dat God sy lewe in ons lewe, dan sal die werke regkom. Dan sal dit hierdie self, jy weet hierdie selfwerke wat ons wil doen, hierdie eie werke. Het jy al vir 'n kleintjie gekyk? As jy hom probeer voer, dan wil ek leer met jou hand uitgereik. Hy wil self eet. Hy wil vir wys die doen nie nodig nie. Ek is onafhanklik. En dit is wat die lewe vernietig. Dit is wat verhoudings vernietig. Dit is wat ons verhouding met God vernietig. Hierdie feit dat ons eie werke wil, jy weet, bring as geregtigheid om geregtig te word vir God. Dis nie jou eie werke wat jou geregtig maak vir God nie. Jy weet al baie van ons in Efesiërs 4 vers 1 sê ons, hy sê, wees waardig van die roeping wat jy gedoen het. Nou wees waardig. Hoe is ek waardig? Ek moet wees soos hy. En as ek moet wees soos hy, en daai kind om te wees soos sy pa, hy hoef nie te sukkel om keer te kry, maak op die keer, plaak op die keer.
Hy weet te sukkel om kos te kry, die ma voorsien die kos, pa voorsien die kos. Hy weet te sukkel, die al wat hy moet doen is luister, is ma voorsien kom, ons gaan slaap, dan moet hy gaan slaap. Hy sê, kom ons druk die borrels, dan moet hy begin leer loop en hy moet begin opgroei. En dit is soos ons 'n God moet lewe. Ons moet 'n God lewe, om waardig te lewe, moet ek toelaat dat God my voorskryf om te verander. En dan deur sy krag moet ek toelaat dat hy my ander. Jy weet, ek is geregverdig deur Here Jesus Christus. As jy huis toe gaan en jy gaan lees die boek van Efesiërs, hoofstuk 1, hoofstuk 2 en hoofstuk 3, dan sal jy sien wat het Christus alles vir jou gedoen. Hy sê vir jou toe jy nog in sonde geleef het, dat hy jou uitgehaal. Hy sê toe jy nog jy weet, in die donkerte geleef het, hy jou in die duisternis ingebring. Hy sê toe jy waardeloos was, het hy jou opgetel en jy sit saam met hom in die hemelse plek, saam met die Vader. Hy sê toe jy 'n sondaar was, dat hy jou vergewe en jou gered. Dit is wat God sê. Maar hy sê nie dis wat jy doen wat jou red nie. Nee, hy sê dit wat het hy gedoen om jou te red. Hy sê toe jy sondaar was, dat hy jou lief gehad en aan die kruis gesterf en dit het jou gered. Dis nie jou werk nie, dis nie my werk nie. Dis sy werk. Ek is geregverdig deur wat Christus vir my gedoen het. Dan kom ons in 'n groeiproses. In 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18, kyk ons in die woord van die Here, hy sê, maar hy sê ons is almal soos gesitte wat nie 'n doek voor dit het nie. Hy sê ons sien in 'n spieël die glorie van die Here. Hy sê, en dan word ons verander. Hy sê ons word verander na die beeld van God, van glorie tot glorie. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18. Maar dan word ons verander. Dan word van glorie tot glorie tot glorie. Hy sê net soos die Heilige Gees van die Here in ons werk. Maar ons moet toelaat. Die Bybel sê baie keer, hy sê ons oë is die venster van ons hart. Maar as ek my oë toe en die lig wat binne skyn kan nie uitskyn nie, dan is daar 'n probleem. Ons verander. Hierdie verandering is 'n proses. En die genade van God is beskikbaar vir ons deur geloof. Ons moet dit weet. Dis nie deur werke nie, dis deur geloof. Ek moet glo dat God kan my verander. Ek moet glo dat God kan my die krag gee. Ek moet glo dat God kan my gesond maak. Jy weet, as ons wedergebore word, wat ek vir jou gesê, dan soos 'n babatjie. Romeine 12 vers 2 sê, word nie in die wêreld gelykvormig nie, maar word verandering deur die vernuwing van julle gemoed. Hy sê, stel op proef die woord van God, die goeie woord, die welgelukvallige woord en die perfekte woord van God. Stel dit op proef. Nou oor beproef dit, gaan uit en dit beoefen dit. Kyk of dit werk. En dit werk. Ons dink baie keer in genade, en as ons kyk na die woord genade, dan sê ons, maar ja, maar die genade van die Here is genoeg, kan dit maar doen, ek kan vanaand sê, dit is jammer. Dit is nie waar nie. Want as ons na Titus 2 toe gaan, van 11 tot 12, toe sê Titus 2 vanaf 11 tot 12, hy sê van die genade van God, bring redding, en dit verskyn aan al die mense. Dan gaan hy verder in vers 12, hy stop nie, dis dieselfde sin, daar is nie meer 'n hoofletter nie, dis net 'n komma. Hy sê hy leer ons om ongoddelikheid weg te wys, die wêreldse luste weg te wys. Hy leer ons om 'n wat is sober, om 'n nugter. Hy leer ons om 'n nugter, geregtigvaardige en 'n goddelike lewe te lewe in hierdie tydperk. Nou wil ek genade gee jou kans dat as jy besef jy het 'n fout gemaak, jy het 'n verkeerde keuse gemaak en jy berou het en sê Here verander my, maar jy kan nie aanhou loop op daai pad nie. Jy kan nie aanhou sondig nie. Jy moet toelaat dat God jou verander. Wat is die oorsaak van geestelike onkunde? Dit is by ons tekortkoming van kennis van die woord van God. Ek ken die woord van God nie. Dit is my probleem. Hosea 4 vers 6 sê vir ons, hy sê, my mense word vernietig as gevolg van 'n tekort van kennis van die woord van God. Waar word my mense vernietig? As gevolg van 'n tekort van kennis van die woord van God. Maar ek moet God se woord ken. Die oorsaak van hierdie onkunde is 'n tekortkoming in die kennis van die woord van God.
Bybel ken, bemeester die woord van God. Leer om die woord van God te kan gebruik. Jy weet, ek weet nie of jy daar gekyk het in die oorlogvlieks, en kyk in die oorlogvlieks, en nou toe die miskien net pa, en hy was nie in skoot nie. Daai ou oefen nie in die oorlogtyd nie. Hy oefen voor die oorlog begin, terwyl daar vrede is, oefen hy. En dit is wat ek en jy moet besef. Ons moet voor die tyd oefen, ek moet voor die tyd leer hoe om God se woord te gebruik. As ek in die situasie kom, dan weet ek hoe om die woord van God te gebruik. Dan is dit nie tyd vir my woord te leer. En dan is ek dan nie oorlog. Ek moet dit leer voordat ek daar kom. Die tweede rede hoekom ons die geestelike verandering misdraag, is omdat ons op ons eie wil wees. Jy weet, elkeen van ons wil dit op ons eie wees. I do it my way is 'n favorite song gewees van die 60er jare. I do it my way. Ons kan nie. Ons moet God se weg doen. Jy weet, die oomblik as ek alleen loop, dan het ek 'n probleem. Jy weet, ons misluk daarin om deel te neem aan 'n ware Christus gesentreerde verhoudings. Jy weet, wat ons verantwoordelik maak. Wat ons verantwoordelik maak tot mekaar. Ons het 'n tekort van hierdie deelname aan hierdie intieme Christelike verhoudings. En as ek praat van verhoudings, praat ek van soos die kerk wat ons hier so het. Julle moet my verantwoordelik, dit help nie ek preek en dinge en doen dit nie. Julle moet my verantwoordelik hou, en dis die verhoudings wat ek sê. En baie keer is ek hier opstandig en ek wil sê, maar dis dit waarmee ek gesukkel het, of dis dit waarmee ek nou sukkel, of dis die stryd waarin ek nou is. En dan sê ek julle hoekom, want ek vertrou julle as geestelike volwassenes, dat julle die gawes wat julle het kan gebruik om my te help, om uit my situasie te kom. Net soos ek julle help om uit julle situasie te kom. Hierdie isolasie is 'n probleem. Efesiërs hoofstuk 4 vers 2 tot 3 praat met dit, en ons het dit net nog gedoen. Hy sê met alle nederigheid, met alle sagtheid en met alle geduld, hy sê verdra mekaar in liefde. Verdra mekaar in liefde. Hy sê, dan doen jy alles in jou vermoë om die eenheid van die Gees en die bond en die band van vrede te bou. Ons moet alles doen. En wat veroorsaak hierdie isolasie? Wat sien julle dink is die oorsaak van hierdie isolasie? Dis trots. Ek wil nie met daai mense nie. Ek wil vir julle sê dat die mense wat baie keer my lewe die beste of die meeste aangeraak het, is die mense wat ek gedink het wat die minste gaan impak hê op my lewe, wat ek gedink het ek is beter as hulle. Op die einde van die dag is hulle die ouens wat my lewe die meeste aanraak. Want ek sien baie keer meer van God in hulle as van God in my sien. Hoe kom ek uit die trots het? Ek moet deelneem aan die kerk. Kan nie net Sondag kerk toe kom, ek moet deelneem aan die kerk. Ek moet vra, wat moet ek doen? Hoe raak ek betrokke? Wat is daar vir my om te doen? Hoe help ek om vir mense te bid wat in die hospitaal is? Hoe help ek om vir mense te besoek wat besoek nodig het? Hoe help ek om vir mense te gaan, jy weet, kos gee wat nie kos het nie? Daar's verskillende maniere, maar ek moet betrokke raak. Ek moet betrokke raak by 'n groep mense wat omgee. En dan die derde oorsaak, wat baie keer vir ons keer om te groei. Die derde oorsaak is bysienigheid. Jy weet, ons sien net ons eie behoeftes. Ons sien nie die rondom ons sien nie verder as onsself. Ek onthou toe ek gegaan het my bestuurskursus, want toe ek vir 'n maatskappy gewerk het, en moes ek 'n sekere bestuurskursus, hulle noem dit 'n meesters bestuurskursus. Toe by die meesters bestuurskursus kom, toe sê hy vir my, jy weet wat, as jy kan bestuur, die groot fout wat baie mense maak, hulle kyk net hier. Hulle kyk net hier. Hy sê as jy jou kar ry, moet jy hier kyk, maar jou oog moet so 10 sekondes vooruit kyk. Hy sê, nou moet jy vooruit kyk, wat is die omstandighede so 10 sekondes vooruit, sodat as daai omstandighede opduik, is jy klaar voorbereid vir dit. Nou, ek kyk nie net hier nie. Ek kyk nie net na my probleem, ek kyk na die probleme wat daar ontwikkel. En dit is wat ons met mense moet doen. Ons moet kyk wat ontwikkel by mense daar buite. Jy weet, ons weet nie wat, baie keer weet ons nie wat is op
wat is op die spel as jy jou lewe lewe. As jy nie Christus uitbeeld nie, dan in werklikheid verneder jy. In werklikheid breek jy af, dis wat op die spel is. Daarom kan ek nie kyk na my eie behoefte nie. Ek moet kyk na wat is God se behoefte? Wat het God my voorgeskep? Wat is God se plan vir my lewe? Wat wil God hê moet ek word? Wat se aanpak wil God hê moet ek hê in my omgewing of in my gemeenskap? Wat wil God deur my doen? God wil 'n Christelike gemeenskap hê wat sy beeld uitdra. Ons moet weet alles gaan oor hom. Oor wie gaan dit? Help my preek, oor wie gaan dit? Help my preek is oor wie gaan dit? Oor hom. Ek wil hê julle moet weet, dit gaan oor Jesus Christus. My hele lewe gaan oor hom. Dit gaan oor sy naam. Weet wat sê ma's en pa's altyd vir hulle kinders, moenie my naam deur die modder sleep nie. Het jou ma het al vir julle gesê? Moenie my naam deur die modder sleep nie. Kom aan, ek het vir my kinders gesê, ek weet. Maar wat van die feit dat ons die naam van die Here deur die modder sleep? Die integriteit van die kerk. Hoekom wil mense vandag nie in die kerk toe kom nie? Weet jy hoekom? Omdat die kerk so wegbeweeg het van die beeld van Christus af, dat die mense ervaar nie meer Christus nie. En jy sal sien die mense wat opreg is met die Here, hulle is nie baie nie. En daarom wil ek hê julle moet seker wees dat julle opreg is met hom. God soek 'n generasie van mense wat hom wil dien. Nie wat staan en wag dat hy hulle moet bedien. Is jy bereid om God te dien? Dit is die vraag. Is jy bereid om God te dien? Ek het net by daai skrif gelees in Efesiërs 4 van Efesiërs 4 vanaf vers 4 tot 6 wat ek gesê daar's een Gees, een roeping. Jy weet, een geloof, een Vader, een Here, een Heilige Gees wat in alles is, deur alles is, tot alles is. En dit is so belangrik, daai eenheid. God wil daai eenheid hê. Net soos 'n man en vrou een moet word, en daaruit ontstaan die volgende generasie. So moet ons een word met God, sodat die volgende generasie gelowiges kan ontwikkel, sodat ons kan uitreik dat die mense kan sien, God lewe, God skep. Ons het daai skepingskrag in ons. Maar wat is die oorsaak dat ons baie keer hierdie bysiende gesindheid het? Jy weet wat is die oorsaak? Ons het 'n verbruikerskultuur. 'n Verbruikerskultuur gaan net oor wat ek nodig het. Here, ek het 'n kar nodig. Here, ek het 'n huis nodig. Here, ek het vrede nodig. Here, ek het dit nodig. Nie Here, wat kan ek vir jou doen nie? Ons het 'n verbruikersgesindheid by die Here. Ons het 'n verbruikersgesindheid. Jy weet, my pa het altyd gesê, my pa staan oorlede 'n hele paar jaar terug, en hy is in 2015 oorlede, maar toe hy oorlede is, het hy altyd vir my gesê, hy het my gesê, moenie na die Here toe gaan met 'n shopping list nie. Gaan na die Here toe met 'n leestukkie papier en sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Want as ons kyk na Matteus 6 vers 33, sê ons soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy sê in hierdie dinge sal jou bygevoeg word. Jy sal nie nodig hê om vir dit te soek nie. Jy sal nie nodig hê om te spreek vir dit nie. Dit kom natuurlik as jy God se geregtigheid soek. Hoe verander ek hierdie verbruikersgeaardheid of gesindheid wat ek het? Ek moet 'n groter insig kry van wie en wat God is. Want hoe meer ek weet van God, hoe makliker is dit om my om te dien. Ek weet nie of julle was van ons die attributes doen van God nie, weet die hoe noem jy dit? Attributes, die talente van God, of die geaardheid van God, die gedrag van God nie. Toe ek gesê, hy is almagtig. Hy is alomteenwoordig. Hy is vir ewig. Hy het nie begin nie, nie einde nie. Hy is heilig. So heilig dat die engele soek geen ander lied nie waarom te sê heilig, heilig, heilig is die Here. Hoe belangrik is die God?
Weet wat die beste van ons is in die God? Hy sê, dood vir ek het jou nie nodig. Want hy het elkeen van ons geskep om te doen. Hy het elkeen van ons geskep om te doen. God verneder nie vir ander mense. Ek sien baie keer is daar geneigtheid by mense om in die kerk op te staan en sê, hoor, die Here sê, jy het sonde in jou lewe en jy moet bely. Die Here werk nie so nie. As die Here, as daar sonde in jou lewe is, sal die Here jou een kant te roep, en hy sal een kant te sê, die sonde in jou lewe, jy moet inkeer maak van dit. En dit is belangrik dat jy dit weet. Dit is belangrik dat jy moet weet, dit is belangrik vir die Here. Weet wie God is, ek nie in my huis toe gaan, dan gaan lees in Jesaja 40. Hy sê, vertroos my Here, vertroos jou mense, sê die Here. Praat, my ander spreek vertroosting vir Jerusalem, roep uit vir haar, sodat daar oorlog tot die einde kan kom, sodat sy vergewe kan word, sodat sy van die hand van God af kan ontvang. En baie keer ontvang ons dubbel as gevolg van ons sondes. Nie noodwendig van God se hand af nie, maar straf, want die Skrif sê vir ons, God digtig die wat hy lief het. Het ons werklik liefde vir God? Ons het nou hier weer gekyk, wat is die hindernisse? So kom ons kyk net vanaf weer, wat is die hindernisse? Die eerste hindernis is dit, die onkunde oor die woord. Men erken nie die woord van God nie. Dit is 'n hindernis, dis hoekom ek sukkel. Hoe kom ek hierdie hindernis? Ek moet my Bybel leer ken. Ek moet Bybel leer ken. Maar nou moet ek lees om te ken nie. Lees om sodat jy jou kan verander. Weet ons soos hierdie, ek kyk nou baie mense sit in die TV aan, en dan kyk hulle hierdie aerobics program, weet wat jy help om gewig te verloor, en sit hulle op die stoel, en kyk my program en so sê, jeug, maar ek sal klaar nog. Jy kan nie met die program kyk nie, jy moet deelneem. En dis die Bybel, jy kan nie met die Bybel lees nie, jy moet deelneem. Jy moet laat die Bybel jou verander. Die tweede een is isolasie. Jy weet, jy moet besef dat jy 'n gawe van God afgekry, 'n talent van God afgekry. God wil hê ons moet mekaar optel en bemoedig met ons talente. Ons moet mekaar aanhelp. Dit wat jy het, moet jy ander mense mee help. Ons kan nie een alleen loop nie. Die Skrif sê ons is een liggaam, baie lidmate, verskillende funksies. Men wil elkeen van ons moet iets doen. Hoe raak jy betrokke? Wat is jou betrokkenheid? As jy nie weet nie, kom vra, sê my, ek wil betrokke raak, wat maak ek? Hoe word ek betrokke? Kan ek help met 'n Bybelstudie? Kan ons nuwe mense, jy weet, as ons nuwe mense inkry, kan ek na 'n huis toe gaan en saam met hulle 'n Bybelstudie? Hoe raak ek betrokke? As daar mense daar buite is wat nie die Here ken nie, en ek kry daai mense om saam met my kerk toe te kom, of ek kry daai mense om Christus aan te neem, kan ek saam met hulle Bybelstudie gaan doen? Wat moet ek doen? Hoe? Moet ek net een kant sit? Dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan alles oor sy naam. Dit gaan oor die kerk. Dit gaan oor 'n generasie wat God moet dien, moet oorgawe. Dit is so belangrik dat ons dit weet. Dan is ons hierdie wysieligheid. Want alles gaan oor myself. Ons kyk nie verder na myself as myself. Ons gaan volgende week aangaan oor die boodskap, gaan aangaan. Dan gaan ek volgende week praat. Jy weet, wat is die probleem van sonde? Wat is die grootste probleem van verandering? Sonde. Kom aan, wees eerlik. As jy sonde het, kan jy as jy 'n sekere sonde doen, kan jy vir ou preek wat daai sonde is. Nee. As jy 'n sekere sonde het, het jy die vrymoedigheid om op te staan en te erken. Nee. En dit is wat ons weet, sonde verhinder ons. Ons moet weet dat die Here Jesus Christus het vir ons oorwinning bewerkstellig. Hy het vir ons oorwinning bewerkstellig. En ons gaan volgende week kry, waar kry ek die krag om hierdie oorwinning uit te leef? Waar kry ek die krag om hierdie oorwinning uit te leef? Het jy al gedink aan die stryd wat Christus gehad het? Net vir 'n oomblik daaraan dink. Toe hom gearresteer het.
daar in die tuin, toe een van die disciples die oor afgekap van Malkus en hy die oor gevat en hom teruggesit. En gesê, waar is die swaard? En hulle het hom daar weggevat. En hulle het hom gaan slaan. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit en met stok in sy kop opgeslaan. En hy doring so in die kop insteek. Hulle het hom gaan slaan met 'n gesel, vasgebind geslaan met 'n gesel, toe het laas 'n purper kleed oor hom gehang. En 'n bespotting vir hom gemaak. Hulle het laat hy die kruis dra, tot by Golgotha. En toe hy geval het, het hulle mense gekry om te help dra, maar hy moes nog steeds dra. Hulle het sy baard uitgeruk in sy gesig. Hulle het sy gesig gespoeg. Die skrifsel het hom geslaan in sy gesig. Dis 'n wonder dat sy kalkbeen nie gebreek is nie, want ek sien hierdie soldaat het 'n swaard gedra wat tussen 10 en 8 kg weeg. So hulle was versmaak. Hy het al hierdie dinge gedoen. Hoekom? Sodat ek en jy nie daar neer hoef te gaan. En ons gaan volgende week daar, waar kry ek die krag? Hoe kry ek hierdie krag om vir my te werk? Amen. Ek hoop die boodskap het vir julle bemoediging gegee vir die week, dat julle weer kan opwek en sê ons gaan vorentoe. Ons gaan sterker word, ons gaan meer word, ons gaan meer word. Voor die doop van die babatjie, ons moet een of ander tyd 'n bietjie afspraak met julle reël, dat ons net by julle kan kom kuier, dat ons bietjie met julle kan gesels, dat ons al die dinge in plek kry, dat ons weet wie doen wat en wat doen wie, en hoe doen ons dit nie net vir die babatjie, die maak in die kerk en die betrokkenheid by die kerk, sodat ons al die dinge kan deurwerk. Reg is. Anders het ons nie nodig gehad om te besoek nie, hy het ons sommer kom besoek en dan oorgeneem in die klankbaar dan ook. En hy is getrou elke Sondag. Ek wil hê julle moet weet dat die Here dit doen vir julle lewe. Julle kan 'n groot verskil maak. Was jy nie vir my? Hy mag net elke tweede naweek kuier. Mag hy net elke tweede naweek? Ja. Ag gee, ons sal moet bid vir daai saak. Ons sal moet bid vir daai saak, nee. Ek gaan definitief begin op my gebedslys sit. Ek sal 'n bietjie moet gaan besoek of hulle by sy huis daar sal ek seker maak. Okay. Dit is belangrik dat ons dit doen. Maar ek wil julle kom sê, ons is nie vir hom ook. Dit is belangrik dat ons weet. En ek wil julle weet, julle is spesiaal. Maar julle is spesiaal sodat julle ander mense kan verander. Dat julle God se instrumente kan word van sy geregtigheid. As jy nie môre is en jy voel die gebed nodig, moenie uitloop nie. Kom na my toe, kom na my vrou toe, soos sal saam hier voor staan en dat ons saam met julle bid. Dat as jy 'n gebed nodig het vir oorwinning in enige area, of jy net gebed nodig het om weer 'n bietjie net daai aanraking van die Here te kry, dis ons daar. Dis reg. Kom ons julle bid. Kom ons sluit ons hoofde. Vader, ons dank U, Here, dat ons U kan dien met alles wat in ons is, Here. Nie omdat ons groot maak, Here, maar omdat dit die minste is wat ons kan doen, Here, nadat U ons gered het. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat in die woord het U vir ons voorsiening gemaak vir elke situasie. Daarom is dit so noodsaaklik, Here, dat ons die woord leer ken. Ek bid vanmôre, Here, dat elkeen van ons toegewyd sal wees om die woord van God te bestudeer en te beproef, Here, sodat ons weet dat dit werk. Dankie ook, Here, vanmôre dat ons kyk, as ons kyk na die omstandighede, Here, en ons die lewe wat ons lewe, Here, dan wil ons nie die kortsigtigheid hê wat ons het nie, om net te kyk na ons eie omstandighede, ons eie probleme nie, maar leer ons om te gee vir ander mense, Here. Leer ons dat die Here ons kan werk om ander mense aan te raak, ander mense te verander, Here. Help ons sodat ons oorwinning vir ander mense kan bring, Here. Vra Here, so noodsaaklik dat ons sal weet dat ons hier is om die beeld uit te dra. Dat ander mense U kan ervaar, dat ander mense respek het vir U, dat ander mense
mense respek het vir die naam van Jesus Christus, dat hulle respek sal hê vir die kerk, Here. En dat ons die sout van die aarde sal wees in die lig oor die aarde. Ons vra lei ons deur hierdie week, Here, sodat ons getrou sal wees in dit wat U van ons verwag, getrou sal wees in dit wat U van ons verwag. Leer ons, Here, om onderdanig